Ja, baie dankie Jannie. Ek wil nie baie lank praat nie, maar wat ek aan u wil oordra is dat daar vandag 'n klimaat van haat in Suid-Afrika geskep is. Net gister het die hoogste hof in die land, die sogenaamde konstitusionele hof, met minagting die appel van AfriForum teen die gebruik van die Kill a Boer, Kill a Farmer liedjie van die hand gewys en een sin. Daar was nie eens 'n argument daaroor en niks nie. Die konstitusionele hof met regters wat almal deur die ANC aangestel is, het eenvoudig net met een sin gesê, enige iemand in Suid-Afrika, dis wettig, mag sing of skree, kill a boer, kill a farmer. Hulle kan dit selfs oor die SAIK uitsaai, hulle kan dit selfs op die televisie uitsaai, op die radio, op Radio Nkosi, op RSG, op SAFM. Dis heeltemal gewettig. En dus, wat gebeur is dat die ANC en die EFF, soos wat die ANC se steun afneem, is hy besig om na links te beweeg. Hy is besig om die EFF se beleid en sy uitsprake oor te neem. Mense praat van Ramaphosa, Ramapoker, wat ek al en Malema, maar ek dink ons moet nou begin praat van Ramalema, want dis een en dieselfde begrip, Ramalema. Absoluut. En ons is nie meer gehoorsaam aan Ramalema nie. Nou die dag het ek 'n onderhoud gevoer met my naamgenoot Davie Rood oor die ekonomie wat op 'n ramp afstuur, en hy het toe gesê dat die DA vir 'n lang tyd is eintlik op sleeptou geneem deur die ANC, en kan ons dit nie net sien deur oë sien nie. Nou het hulle so bietjie wakker geskrik en hulle maak nou 'n paar geluide, maar lankal al is die parlement eintlik besig om hierdie klimaat van haat wat daar bestaan geensins teen te staan. Benewens hierdie klimaat van haat wat geskep word, ook deur die media, is daar natuurlik die idee dat Jannie het reeds op gewys dat ons 'n sondebok moet wees vir die ANC se mislukkings. Hoe meer mislukkings daar is, hoe meer werkloosheid, hoe meer infrastruktuur wat verval, dan word ons daarvoor geblameer. En dit is natuurlik 'n klassieke meganisme in enige volksmoord, is dat die talentvolle minderheid word geblameer vir die mislukkings van die regerende meerderheid. As ons praat van die media, is dit absoluut skokkend hoe die hoofstroom media in hierdie land eintlik die Kill a Boer, Kill a Farmer liedjie ondersteun en dit goed praat. Iemand by name Adrian Basson, die redakteur van News24, het 'n hele artikel daaroor geskryf waarin hy Malema en Ramalema en almal wat dit wil doen verdedig en sê dit is net 'n liedjie, hulle mag dit maar sing, hulle mag maar hierdie stigmatisering teen ons pleeg. En as ons nou praat van volksmoord, daar is 'n hele debat in die gang oor volksmoord in Suid-Afrika en etniese suiwering. Dis nie net ons wat daarvan praat nie, selfs Ramaphosa verwys daarna, hy sê daar is nie so iets nie. Maar wat hulle het mos gesê, ek het iewers al gehoor, nothing is true until it is officially denied. Mr. Ramaphosa is denying that there is ethnic cleansing or genocide in South Africa, but we know he's a liar. That denial is the confirmation that it is actually happening in South Africa at the moment. Maar ons weet, uit ons geskiedenis, is ons al deur verskeie volksmoorde. Hoekom is daar vandag net 3 miljoen Afrikaners in die land? Want ons is al soveel keer in massas uitgemoor in die verlede, by Bloukrans en Wening. En in die Britse konsentrasiekampe is daar 'n hele geslag van ons kinders uitgewis. Dis hoekom ons vandag so min is. En ongelukkig is dit so dat mense wat reeds deur so 'n proses
gegaan het, dit is net maklik vir hulle vyande om dit weer 'n keer aan hulle te doen, want hulle is klaar gemerk as mense wat volksmoord verdien. En daarom sê ek vandag vir u hier, die ANC en die EFF is die geestelike erfgename van die Britse konsentrasiekampe. The ANC and the EFF are the spiritual inheritors of the British concentration camps. They, Satan's children. ja, hulle maak ook kinders dood aan mekaar. En net so is die konstitusionele hof neem geheel en al aan hierdie proses deel. Maar gewoonlik, Janie het dit ook genoem, vind volksmoord in die geheim plaas. Dit is nie iets wat geadverteer word nie. En daar sit die Ramalema en die EFF ANC vandag met 'n probleem, want daar is vandag sosiale media en die internet, hulle kan dit nie meer hulle kan dit nie meer dighou dat hierdie proses aan die gang is nie. Daarom is daar nie 'n volskaalse volksmoord nie, maar daar is etniese suiwering aan die gang. Dis 'n langsame volksmoord wat mense in Engels soms 'n slow genocide noem. Today there is a slow genocide of the Afrikaner and the Boer people in this country. En dit het my herinner aan daardie beroemde gedig van Wyk Louw oor wye en droewe land, wat jy waarskynlik op skool bestudeer het of op universiteit of wat ook al. En daar's daardie reël in die gedig, en enkeld val soos korrels saad. Dit is vandag met ons gebeur, ons val enkeld soos korrels saad. Ek lees sommer net vir julle die eerste 2 strofes van daardie gedig. O wye en droewe land, alleen onder die groot suidersterre, sal nooit 'n hoë blydskap kom deur jou stil droefenis. Jy ken die pyn en eensaam lye van onbewuste enkelinge, die verre sterwe op die veld, die klein begrafenis. Eenvoudige mense wat getrou en enkeld bitter dinge doen, en enkeld val soos korrelsaad, stil daad, klein trouloosheid van die wat om 'n ander diens soos knegte jou verlaat. En ek dink mense soos Adrian Basson, hulle het soos knegte ons volk verlaat en ons verag hulle, ons verafskeer hulle. Mao Zedong het gesê, gewoonlik word dit in Engels vertaal is as kill one, scare 1,000. En dit is presies wat vandag in Suid-Afrika aan die gang is. Ons word so een vir een doodgemaak en daarmee word duisende mense die skrik op die lyf gejaag en is baie van hulle natuurlik besig om die land te verlaat. En as ons praat van die etniese suiwering, Janie het ook daarna verwys, ons word etnies gesuiwer uit alle staatsinstellings, die regering, die staatsdiens, die howe, die polisie, die weermag, die universiteite, die banke, die myne en ander groot maatskappye, Sasol, Eskom, noem maar op. En deur middel van hierdie beplande onteiening sonder vergoeding, wil die ANC ons etnies suiwer vanuit die landbou, vanuit die grond, vanuit die hele Suid-Afrika. So die boodskap van Ramalema is, julle is nie meer welkom in die land nie. The message of Ramalema is, you are no longer welcome in South Africa. Wie is gelofte land? So wat staan ons te doen? Ons het die land geskep en opgebou. Die ANC en die EFF breek hom af. Hulle skep verdeeldheid en haat. Hulle het hierdie haatklimaat geskep. Die Afrikaner daarenteen het nog altyd gestaan vir samewerking en ontwikkeling. Paul Creer, Verwoerd, Foster, P.W. Botha. Almal in Brittanje was daar 'n departement van apartheid of anti-apartheid, maar nooit in Suid-Afrika nie. Hier is dit samewerking en ontwikkeling genoem. Dit was nog altyd ons lese. Maar Ramalema wil die land verwoes.
Hulle is besig om eintlik daardie apartheid waarvan die Verenigde Nasies praat in hulle konvensie, hulle is besig om dit op ons toe te pas. Apartheid wat gelykstaande is aan volksmoord, dit pas hulle op ons toe. Dus ek sê ons moet terugkeer na samewerking en ontwikkeling. Die land moet herstel word. Ons moet uitreik na die FSA en simpatieke regerings en partye in Europa en elders. Soos meneer Marco Rubio ook besef het en opgemerk het, Ramalema se haat teen Afrikaners en blankes bedreig die hele westerse wêreld. Ons is die kwesbaarste. My vriend in Nederland, meneer Martin Bosma, hy het gesê die Afrikaner is die kanarie in die steenkoolmyn. The Afrikaner is the canary in the coal mine. Ons gaan eerste in hierdie proses sterf, maar daarna gaan ander westerse volke ook die onderspuit doen, delf. Daarom doen ons 'n beroep op alle minderheidsgroepe en alle gematigdes in die land om te verenig teen volksmoord en etniese suiwering. Daar is geen ander land soos Suid-Afrika in Afrika soos ons nie. Daar's nie 'n Britse kolonie nie, daar's nie 'n Franse kolonie nie, daar is nie 'n Portugese kolonie of 'n Belgiese kolonie wat ooit die hoogtes van hierdie land bereik het nie, danksy ons, danksy die Afrikaner. Daarom, red die Afrikaner, red Suid-Afrika. Ons vir jou. Suid-Afrika!